Psalm 121 begin met hierdie bekende woorde: Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Weet jy, jou en my lewensreis word dikwels onnodig swaar gemaak, ingewikkeld gemaak deur die bagasie wat ons probeer saamdra. En hierdie bagasie is nie dikwels vir ons sigbaar nie, maar dit laat ons perspektief verloor oor waar ons hulp regtig vandaan kom. Om hierdie dinge te identifiseer en af te skud, kan vir ons 'n wêreld van geloof en groei ontsluit. Kom ons kyk na 5 algemene stukke bagasie wat so baie mense terughou. En die eerste is 'n slagoffermentaliteit. Dit is 'n ingesteldheid wat jou gedurig wil probeer oortuig dat daar dinge is wat jou lewe beheer waaroor jy magteloos is. Om hierdie gesindheid toe te laat, beroof jou van die potensiaal om aan te beweeg. In plaas daarvan om verantwoordelikheid vir jou omstandighede te neem, blameer jy uiteindelik enige iets anders. Ek het gesê, dit steel nie net jou vreugde nie, maar dit vervreem jou ook van die geleenthede, die bondgenote wat jy in hierdie wêreld het. 'n tweede belangrike stuk bagasie is 'n liefde vir hierdie wêreld. Ons word gedurig gebombardeer met boodskappe wat 'n gelukkige manier van lewe gelykstel aan om meer te kan besit. En hierdie leuen steel baie mense se vreugde. Om gedurig die volgende groot winskoop na te jag, skep 'n nimmer eindigende siklus van begeerte en tydelike bevrediging. Ware vervulling kom uit daardie verhouding met hom wat die skepper van die hemel en die aarde is, en hierdie verhouding is nie gebaseer op jou vermoëns en dit wat jy besit nie. 'n derde gedagte het te maak met ons foute en sondes van die verlede. Om die vyand toe te laat om jou aan die sondes van die verlede te laat vashou, word swaar boeie om mee saam te leef. Dit keer enige momentum. Dit hou jou gevange in 'n spiraal van skaamte en selfverwyd. In plaas daarvan, om deur die geloof te leef en uit hierdie ervarings te leer, loop jy die risiko dat dit jou toekomstige optrede bepaal. Die sleutel is om die lesse uit die verlede te leer en daardie kennis te gebruik om beter keuses vorentoe te maak. Die evangelie wys dat jou verlede nie jou toekoms bepaal nie. 'n vierde belangrike saak het te maak met toksiese verhoudings. Psalm 1 herinner ons om nie in pas te wees met die goddeloses nie, om nie by die sondaar stil te staan, of by die geselskap van die spotters te gaan sit nie. Toksiese verhoudings is soos dryfsand. Hoe meer jy daarin vasval, hoe dieper sak jy weg. Hierdie verhoudings gaan gewoonlik saam met manipulasie, aanhoudende kritiek en emosionele aftakeling. Om in sulke verhoudings te bly uit vrees, gewoonte of misplaaste lojaliteit, belemmer jou eie geestelike groei. Om hierdie giftige verhoudings te kan raak sien, te probeer vermy, is uitdagend, maar is noodsaaklik vir jou geestelike groei. Om jouself voortdurend aan ander se maatstawwe te laat meet, bring net gevoelens van ontoereikendheid en, hoor mooi, swaarmoedigheid. Die laaste stukkie bagasie het te maak met wrokke. Om die onreg wat ander in jou lewe veroorsaak het, gedurig met jou saam te dra, is soos om 'n swaar rugsak by jou te hou die hele tyd. Hierdie gevoelens vergiftig jou uitkyk op die lewe. Dit gebruik baie geestelike en emosionele energie en jy kon dit baie beter aan jou eie geestelike groei besteed. Dit lei tot 'n siklus van negativiteit wat jou ervaring van God se teenwoordigheid negatief beïnvloed. Jy sien, om te leer om te laat gaan is nie ter wille verander nie, maar ook vir jou eie gesondheid, vir jou eie geestelike groei. Dit is die sleutel om aan te beweeg. Dit beteken nie ons keer optredes goed nie, maar ek bevry my van hierdie swaar bagasie. Kom ons bid saam. Here Jesus, help vir ons om hierdie bagasie vandag raak te sien, ook in die verhoudings waarin ons leef. In Jesus naam, amen.